Kom sit so lank hier, Dominee is nie Lou. Ja, toe, verdwyn. Dominee het gesê hy wil my persoonlik sien, privaat. Jy het seker werk om te doen? Ek weet nie hoe lank hy gaan wees nie. Hy sit elke oggend en lees die koerant op sy tablet op hy toon. Wat Dominee in die privaat doen is presies net dit, privaat, okay? Okay, auntie. Ek is nie jou auntie nie, skiederel, jy het seker werk om te doen. Nie eintlik nie. Maar ek het 23 Facebook boodskappe om te antwoord. Nou gaan doen dit dan. Toe my like 'n rocket en disappear. Ja! Dominee, maak klaar. Mevrou Pot is hier en sy's nie in 'n goeie by nie. The job is not finished until the paperwork is done. Wie is jy om te sê wat 'n by ek is, bakvisie? Mevrou Pot, jy is vroeg hierso. Jy kan my maar enige tyd hierdie dag kom sien het. Ek lê nie tot watter tyd my bas in afslaap, soos meeste ander inwoners hier nie. Nou, dit is 'n aftree, hoort. Rustigheid is nie orde van die dag. Ja, natuurlik. Soos blygatheid. Ek wil privaat met u praat. Dis hoekom ek hier is. Wil Dominee met my raas, is ek in die moeilikheid. Nee, glad nie. Ek wil net bedank vir daai petisie wat jy gereël het. Het dit gewerk? Soos 'n bom. Dankie. Geen gemeente wil 120 lede op een slag verloor nie. Dis hoogtyd dat die kerkraad in die bek geruk word. Tye het verander. Ja, hulle is nogal verbaas dat ek soveel ondersteuning in die gemeenskap geniet. Hulle is dol oor Dominee. Sommige bietjie meer as ander, soos ek byvoorbeeld. Jy moet maar net sê wat ek kan doen om jou te bedank. Dominee kan my uitneem vir aandete na 'n stylvolle restaurant met spierwit tafeldoeke en 'n ordentlike wynlys. Mevrou Pot, ek weet nie of dit so 'n goeie idee is nie. Dis 'n baie goeie idee. Jy weet hoe al die mense hier kan praat. Dis dalk die verkeerde boodskap uitstuur. Ek sal betaal. Laat ek net sien hoe lyk my dagboek vir hierdie week. Gelukkig het Fleurpot nie weer opgespring en vir Dominee Droel probeer wys hoe soepel sy nog is en dat sy die splits kan doen nie. Of praat ek nou te vroeg? Ek is vanaand en môre aand vry om te gaan uit eet. Het Dominee geweet ek kan die splits doen? Ja, jy het al vir my gesê. Wil Dominee sien? Sam, onderbreek ek ietsie. Glad nie, Tertjie. Koekie. Some say tomato, some say potato. Klagtes sal daar altyd wees, veral hier rond. Sommige mense kan mos nie lank uithou sonder om oor iets te kla nie. Kla kan soos verslawing wees, 'n drug. Matrone Molly Versaghi het 'n naam vir die soort klaarkouse. Sy noem hulle Monaholics. Blaartjie Lou is ongetwyfeld een. Sy is gereeld by die kantoor en met 'n hele paar klagtes. Toe het Molly vir haar gesê om liewer weekliks 'n lys te maak en dan 'n afspraak te maak om die lys te bespreek. Ek hoop jy neem notas, matrone, want van hierdie items op my lys sloer al vir maande. Soos wat? Die lekker nie geut op ons stoep, die gebreekte wasgoedlyn en daai onsmaaklike vrot reuk by die asblikke. Al die goed is reeds op Spanner en Giddy se jobkaarte. Hulle sal daarby uitkom, wees net geduldig. En my heel grootste en ernstigste klagte gaan juis oor daai 2 kommenmoggoes. Blaartjie, voorheen, toe dit met die oord finansiëel baie goed gegaan het, was daar 5 assistente en 1 faktotum. Nou is dit net die 2 van hulle wat al die werk moet doen. Ek kla nie oor hulle werk nie, Nee, maar waaroor dan? oor hulle taalgebruik. Ekskuus, En omdat hulle handgemeen geraak het. waarvan praat jy? Hulle het gister daar agter ons plekkie aan daai security lig gewerk en vir mekaar die vieslikste skurwe grappies vertel. Mans doen dit as hulle alleen is. Daai twee het seker nie geweet jy kan hulle hoor nie. En toe het hulle verskriklik vir mekaar begin vloek. Sulke onder die belt vieslike vloeke. En toe beklei hulle. Boks of stoei? Maak dit saak. Ja, boks is ernstig, stoei not so much. Dit was seker meer 'n gestoeiery en 'n paar klippe. En toe huil albei. Hoekom het jy nie ons onmiddellik kom sê nie? Want matrone Versaghi, jy het gesê as ek wil kla, moet ek 'n lys maak en 'n afspraak maak. Lys van klagtes. Om 'n bekleierery te rapporteer is nie 'n klagte nie. My klagte gaan juis oor hulle vuil taalgebruik.
Daar is soveel aaklige dinge wat deesdae in hierdie land gebeur. Ek wil nie eens meer 'n koerant lees nie, want ek kan die misdaad en die moord nie hanteer nie. Dit ontstel my verskriklik. Alhoewel ek kan koop, is om op te worry oor al die dinge waaraan ek niks kan doen nie. En iets waar ek nou regtig baie min geplaas is taalgebruik. Molly wou Blaartjie se klagte sommer net daar onder die mat invee. Maar toe Dominee Droel by Blaartjie hoor dat daar 'n bekleierery was, het hy daarop aangedring dat Gielie en Spanner se saak amptelik ondersoek moet word. Gelukkig het Molly toe vinnig verwors gekry om die twee bekleigate se storie polities korrek aan te pas vir 'n amptelike ondersoek. Oom, ek weet nie of Dominee Droel hy storie sal glo nie. Selfs ek glo dit nie. Ek ook nie. Maak julle twee net soos ek sê. As julle albei dieselfde storie gorrel, dan moet hy julle glo. Daar is nie ander getuies wat julle weergawe kan weerspreek nie. Wat van die Blaartjie? Sy het net deur die badkamervenster gesien julle beklei. Sy weet nie wat vooraf gebeur het of gesê is nie. Wel, hy het my eers geklap. Want jy het op my bors gesit. Ek kon nie eens asem kry nie. En toe gee my net so helse snorklap. Ek het gedog ek som singel. En toe druk hy sy duim in my dinge. Dis 'n erkende Olimpiese stoeimove. Hulle noem dit die Spaanse duimspyker. Julle twee moet liewer shut up oor hierdie detail. Om by die werk te beklei, kan maak dat jy gefire word. Is dit wat julle wil hê? Nee, nooit oom. Dis die laaste ding wat ek wil hê. Ek wil dit ook nie hê nie, asseblief vir mos. Maak dan presies soos wat ek vir julle sê. Ek was al by honderde van hierdie amptelike ondersoeke betrokke. Wat hier die beste werk, is eerlikheid. And if you can fake that, you can be out of the body. Sê oom, ons moet lieg. Ja, met oortuiging. Dis hoe politiek werk. Die waarheid werk nie meer in hierdie land nie. My ore sing nou nog van sy klap. Ja, en ek het nou nog 'n pyn in my holiday. Hou op, man, julle het mos opgemaak of hoe? Dan was nog steeds bietjie te hellen vol. En ek of hom. Wil julle twee gefire word? Daai Dominee Droel is 'n verskriklike pyn in die gat. Moenie worry nie oom. Ons sal maak soos oom gesê het. Nee, Gielie. Natuurlik oom. Ons sal doen presies wat oom so mooi vir ons verduidelik het. Dit sal help as julle effens emosioneel kan wees voor Dominee Droel. Huil as julle kan. Trane werk altyd, vra enige vrou. Sorry, ek het jou nie sien aankom nie. Gooi liewer die water oor jou plante in die tuintjie voor jou huisie, dis wat almal doen. Ek is nie almal nie, maar jy hoor, Molly, ek sal maak of ek dit nie gehoor het nie, ter wille van jou gesondheid. Ek was so te sê gedwing om in hierdie Gryskop konsentrasiekamp in te trek. Weet jy goed wat? Die regering. Dis daai korrupte bliksem se skuld dat niemand meer veilig in 'n gewone huis kan bly nie. Daarom moet ons liewer meer na mekaar begin omsien en ophou om onder mekaar te stry en beklei. Ja, okay. My geduld is op. Die toekoms is nie meer wat dit was nie. Ek het jou dagkaart gebring, wat jy soos almal hier in jou voorhuis se venster moet sit en dan elke dag moet omblaai om te wys wat se dag dit is. Is dit sodat die Alzheimer's inwoners kan sien wat se dag dit is? Nee. Dit is sodat my personeel wat elke oggend verby elke huisie stap, kan sien dat die inwoners okay is en nog lewe. Ja, dit seker op nou. Hierso onthou nou om elke oggend as jy opstaan, dit om te blaai. En as ek vergeet? Wel, dan klop ons en as jy nie antwoord nie, dan maak ons oop met 'n spaarsleutel en ons kyk of jy okay is. As ek dan kaal in my stort staan, dan sê ons sorry en verdwyn vinnig. Soos ons laasweek moes gedoen het, toe ons in die hitte van 'n passievolle oomblik op 'n kaalbas brand en Blaartjie lou ingeloop het. Ja, okay. Ek sal elke oggend die freaking dagkaart omblaai. Dominee Droel probeer tog so hard om sy kantoor ordelik en amptelik te hou. Want sy privaat lewe neig gereeld na die teenoorgestelde kant toe. Sy swak plekkie vir 'n mooi vrou of twee het hom al in die Sondagkoerant laat beland. Daarom doen hy deesdae alles voor getuies
'n Koekie moet alles notuleer. Opskryf, mens. 'n Bakleierery is 'n baie ernstige saak. Ons wag net vir Koekie om alles wat gesê word te notuleer, voor ons begin met hierdie amptelike ondersoek. Ek sien hier. Okay, Dominee mag maar begin. Laat waai, papegaai. Mevrou Lou is hier as die klaagster. Dis korrek, Dominee. En meneer Lou is dan seker hier om u te ondersteun. Nee, ek wil eerder na die cricket kyk. Maar Blaar het gesê, as ek nie hier is nie, kry ek nie vanaand kos nie. Hoe dit ook al sê, kom ons begin met die amptelike ondersoek. Wie van julle twee gaan eers vir my presies vertel wat gebeur het? Presies waar moet ons begin, Dominee? Van die begin af, ons wil alles hoor. Alles? Van die begin af? Dis wat die dominee gesê het. OK. Gedurende 'n helse donderstorm, op die nag van die 21ste Februarie 1996, is ek, Gielie Goosen, deur 'n keisersnee met die helmet op die kop gebore. Nee, stop net daar. Nie so ver terug nie, asseblief. Net van waar julle agter die Lou se huis beklei het. Spanner, begin jy. Okay. Ek het vir my leer vasgehou terwyl hy bo 'n connection van die security lig vasgesoldeer het. En toe laat val hy 'n druppel van 'n warm soldeersel hier agter op my nek. Per ongeluk. Ek het dit per ongeluk laat val. En toe sê ek, nee, kerel van die Parel, jy moet versigtiger wees met daai warm soldeersel. Is jy doodseker dit was jou woorde? Ja, Dominee. En toe los ek per ongeluk die leer en hy bliksem af. Toe, sê hulle wat jy toe gesê het. OK. En toe sê ek, Jessie, Mattie, jy moes die leer vasgehou het. Gedoorie waar, Karnali, ek kiel jou sommer. En toe kiel hy my, maar toe hardloop haar spinnekop oor sy wang, en toe klap ek hy spinnekop af. Ja, en toe klap ek hom per ongeluk terug. Sorry. En toe loop hy spinnekop agter by sy broek in, reguit af in die toetskloof, en toe mik ek met my Ek glo nie 'n woord wat julle twee my vertel nie. Dominee sal my net moet, want as geen ander getuies wat ons weergawe kan weerspreek nie. Ja, dis presies wat oom Wors vir ons gesê het. Aha, nou sien ek wat hier aangaan. Wat gaan aan, Dominee? 'n Gesameswedery, 'n agteraf gekonkelry. Satan se werk. Toe sê hulle, pappa. Nee, moet sê ek wil liewer na die cricket kyk. Geen wonder matrone Molly het vir my gesê om vir julle twee net 'n skriftelike waarskuwing te gee en nie 'n amptelike ondersoek te loods nie. Dalk moes ek na haar geluister het. Dit het toe heelwat geduld, verduideliking en onderhandeling gevat voor die Mona Halek haar klagte teruggetrek het. Gielie en Spanner moes toe onmiddellik alles in en om die Lou se huis gaan regmaak. Van die geet wat lek tot die onsmaaklike reuk by die asblikke en ek weet nie wat nog alles nie. Dit het die twee bakleibasse so besig gehou, hulle kon eers 'n uur na lunchtyd hulle lunchtyd vat. Hy oom Wors moes 'n advokaat gewees het. Hy's 'n verskriklike intelligente man. Ja, dit is so. Hy sê altyd, as die ooms by Google iets oor karbatteries wil wees, dan bel hulle vir Wors vir Sagie. En dit was eers nodig om te huilie. Hy het die blaarketter saak verloor op 'n legal technicality. Ja, maar ons moet nog steeds al daai jobbies gaan doen. 'n Bietjie hard labor is beter as om gefeier te word. Oom Wors het al baie keer my bas gered. Vir my, sy soos 'n pa. My pa lyk my niks. Cause why? Hy sê ek lyk net so sy neef Neville. My pa, hy was 'n syplap. Wat die hel hoor ek van julle twee blikskottels? Ek dink Dominee Droel roep my. Ja, as dit. Waar is jy, Spanner? Ek kom, Dominee. Hallo, mami. Vir wat? Beklei jy soos 'n common hooligan? Dis 'n lang storie, mami, en dis nou als verby. Niks is verby voor jy my nie alles vertel het nie. Alles. Alles, van die begin af. OK. Gedurende 'n helse donderstorm op die nag van die 21ste Februarie 1996 is ek, Gielie Goosen, met 'n helse keisersnee en 'n helmet op die kop gebore.
Ek weet dit, jou moego, ek was daar. Vertel my hoekom jy en Spanner beklei het. Ek het vir Spanner 'n helse klap gegee, want hy het gesê, my ma is so dik soos 'n bus, en sy het 'n agterend soos 2 strandballe. Jy moes hom bewusteloos geklap het. Kom aan. Mamy het chocoladekoek en koeldrink by die huis. Jessie, chocoladekoek en koeldrink by 5. Giel Goosen, lieg jy van my? Dit is hoe politiek werk. Sê wie? Oom Bos, hy sê die waarheid tel nie meer in hierdie land nie. Kyk daar, voeltjie. Waarvoor was dit? Sê weer, my agterend lyk soos 2 strandballe. Sorry, mami. Tennisballetjies? Koekie sê jy wil my sien. Ja, ek wil iets met jou bespreek. Kom sit. Dit klink asof ek in die moeilikheid is. Ek dink nie dis 'n goeie idee dat jy en Fleurpot saam na 'n restaurant uitgaan vir aandete nie. Wie het vir jou gesê? Ja, natuurlik, Koekie. As dit maar sy was, Cookie is lojaal. Alles haar brein hier was op social media. Mevrou Pot het gesê sy gaan betaal. Vir die ete of vir wat? Vir die ete. Molly, dis net 'n ete, nie 'n date nie. Persepsies, dis waaroor dit gaan. Wat se persepsies? Die mense wat hier bly se persepsies. Ons werk vir hulle. Ja, natuurlik. Ek het vroeër 24 van die inwoners se weeklikse bloeddruktoetse gedoen. 21 van hulle het vir my vertel, jy en Fleur gaan Vrydag aand uit op 'n date. Op 'n date? Ja, en van die 3 wat oorbly het een inwoner, Tannie Nolly, vir my gesê, sy het gehoor jy's gay. Ek? Ja, jy. En oom Vis Venter het gesê, hy het gehoor, Cookie dans na ure pole dancing by die Loslappie Klub in Rodepoort. Ek hoop nie dit is waar nie. En die derde een, oom Bertie, wat deesdae sukkel om sy naam te onthou, het net soos gewoonlik vir my gesê, trek my vinger. Wat probeer jy vir my sê? Fleurpot, dink julle gaan uit op 'n date? Fleurpot sit die pot mis. Dan moet jy haar onmiddellik reghelp, want hierdie kinderstorie loop soos 'n veldbrand deur die hele oord. En die kerkraad gaan beslis hiervan hoor. As nie alreeds daar is nie. Dominee, ouderling van Jaarsveld op die foon. Hy wil dringend met Dominee praat. Daar het jy dit. Sê vir hom ek is in 'n vergadering, ek sal oor 10 minute terugbel. Okidokie. Ek het nie nou hierdie nodig nie. Wat moet ek doen? Wat jy in die eerste plek moes gedoen het. En wat is dit? Sê vir Fleurpot, dit is teen die bestuur se beleid dat die uitvoerende hoof saam met 'n inwoner uitgaan op 'n date. Hoeveel keer moet ek nog vir jou sê, dis nie 'n date nie. If it looks like a duck, and it quacks like a duck, and it walks like a duck, what is it, a flopping chicken? Liefdesverhoudings kan baie ingewikkeld raak wanneer daar meer as 2 mense betrokke is. Ek weet nie wat hier in laai kikkie meeste nie. As ek by Dolly is, dan dink ek is sy. As ek by Polly is, dan dink ek is sy. Daar's 'n naam vir so 'n situasie. 'n Mens noem dit 'n liefdesdriehoek. Daar is al boeke daaroor geskryf, rolprente gemaak, televisiereekse en dit eindig altyd dieselfde. Hoe eindig dit? In trane. Jessie. Selfs ek was in 'n stormagtige tyd in my lewe betrokke in so 'n liefdesdriehoek. Hy regtig aan dit? Ja, ek sal nog enige boek daaroor skryf. Dit het begin as die ongelooflikste liefde en romanse en dit het geëindig in 'n thriller. Nou maak Antjie vir my bang. Elkeen van ons hier was op 'n tydstip jonk, wilds, stout, selfs onhebelik. Maar nie een van ons het gedink dit sal so vinnig verbygaan nie. Voor jy weet, is jy 'n weduwee in 'n aftreeoord. As Antjie nou so aangaan, gaan hierdie gesprek ook in trane eindig. Moenie na ons kyk as ou vrouens nie. In my drome is ek 'n jong, begeerlike, 20-jarige meisiekind wat kaalvoet in my Enna bikini op die strand rondhardloop. My lang swart hare waai in die wind, my borste wip. Die klam seesproei voel ek in my gesig, die sout op my lippe.
Ek het 'n lus vir die lewe. Ek het 'n toekoms vol beloftes. Dan word ek wakker. Draai my dagkaart in my venster om na die volgende dag en drink my 14 verskillende pille. Mevrou Pot, kan jy asseblief saam met my kom? Ek moet dringend iets met jou bespreek. Is ek in die moeilikheid doen, meneer Troel? Ja, jy is. Oepsie. Gilly, al die mense wat hier sit is afgetree. Nie jy nie, jy het werk om te gaan doen. Jesus, hy is omgekrap vandag. Ek het in my werk gaan doen, voor Dominee Droel 'n aar hier voor in sy kop bars. Tussen het Martha Goosen vir Spanner in die hande gekry om ook met hom te praat oor die bakleierery. Kyk, Martha los jou nie maklik as sy iets op die hart het nie. Sy is die soort mens met wie jy altyd sal weet waar jy staan. Sout van die aarde. Net nie aan 'n verkeerde kant beland nie. Jy hardloop nie weer weg soos 'n sissie as ek met jou wil praat nie. Nee, okay, auntie, ek sal nie. Ek het vir Gielie gesê, ek gaan sy gatvelle aftrek as hy weer by die werk beklei en ek sal dieselfde met jou doen. Gielie het my verskriklik hard geklap, auntie. Jy het hom eers geklap. Dit was selfdefens, hy het op my bors gesit. En wat het jy toe met jou duim van jou gedoen? Auntie, ek beloof ons sal nie weer beklei nie. Ons het ons les geleer. Julle was amper al twee werkloos, as dit nie vir worsversagies se skelmstreke was nie. Dit is so, auntie. Nie dat ek veel tyd vir hom of sy ronde vroutjie het nie. Daai twee dink hulle weet alles. Dit lyk my auntie nog klaar geraas wanneer auntie begin oor ander dinge te praat. Kan ek maar by? Ja, weg is jy. Net solank jy onthou wat ek sal doen as jy weer beklei. No problem, auntie. Dit sal nie weer gebeur nie. Ek watch jou. Die hele dag al is daar iets wat vir Molly Versagie hier in haar agterkop pla. Iets wat aan 'n skierigheid geprikkel het. Iets wat oom Visventer gesê het. Hier teen huis toe gaan tyd, toe kon sy dit net nie meer uitstaan nie. En sy het besef dat dit haar gaan wakker hou as sy nie onmiddellik iets aan doen nie. Toe roep sy vir Koekie de Kok in haar kantoor. Ek wil net gou voor die huis toe gaan, ietsie met jou bespreek. Ek kan nie te lank praat nie. Net 'n paar minute, dis al. Gaan ek raskry? Nee. Dan wat? Wat weet jy van die Loslappie Club in Rodepoort? Niks. Ek weet niks nie. Hoekom lyk jy dan as wie jy spook gesien het? Dis nou na huis toe gaan tyd. Kan ek maar waai asseblief? Ek sal vir niemand sien nie. Dis mos nie onwettig nie, of is dit? Waarvan praat auntie? Pole dancing. Ek weet niks daarvan af nie. Ek moet nou waai, anders gaan ek laat wees. Laat wees waarvoor? Pole dancing.